al jou seën en het tel al een vir een. Here, en 'n mens kan nie anders as op hierdie opstandingssondag te dink aan dit wat U alles vir ons gedoen het, dit wat U alles vir ons gee. Maar die grootste van alles, die wete, dat ons die ewige lewe het. U genade wat so onbeskryflik groot is. Daarom wil ons U naam loof, wil ons U roem, besing en aan U hulde bring. Want U is ons God. En ons loof U. En Here, leer ons net, wys net vandag ook vir ons, hoe maklik ons ook kan vergeet van dit wat U gedoen het. Bring ons weer by 'n punt wat ons net kan, nie anders kan vandag om te sê, Here, hier is my lewe. Here, ek wil U naam groot maak. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie, julle kan die plekke inneem. Ons skriflesing is hier op die bord en ons tema van lyding na oorwinning. En dis wat ek vanoggend baie graag wil doen, is om die verband te slaan tussen dit wat gebeur het op Goeie Vrydag en dan dit wat gebeur op daardie opstandingssondag, oor die verband en hoe die twee eintlik in mekaar gevleg is en ons dit eintlik nie kan losmaak van mekaar nie. Die eerste gedeelte wat ons lees, kry ons daar in Johannes 19, vers 28 tot 30. Hierna het Jesus met die wete dat alles klaar volbring is en sodat die skrif vervul kan word gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hisoptakkie gesit en dit in sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. En dan kan ons gaan kyk in Lukas 23, daar vers 44. Dit was al omtrent 12 uur, toe kom daar duisternis oor die hele land, en dit het tot 3 uur geduur. Die son het opgehou om te skyn, die voorhangsel in die tempel het met hul deur geskeur. Jesus het hard uitgeroep, Vader, in U hande gee ek my gees oor. Nadat hy hierdie woorde gesê het, het hy sy laaste asem uitgeblaas. Op opstandingssondag vier ons die oorwinning van Jesus oor die dood. Maar vriende, ons kan nie net by die leë graf stil staan, sonder om eers by die kruis stil te staan. Want die twee is onlosmaaklik aan mekaar verbonde. Ek wil 'n praktiese voorbeeld ook vandag met julle deel, en dit klink nou maar ek wil amper sê 'n stupid voorbeeld, maar dis my so simbool van dit wat ek ook vandag met julle deel. Hoeveel keer het dit nie al gebeur dat daar 'n kosbare, kom ons noem dit 'n bak of iets daar in jou huis, die deksel val of die bak val en dan het jy nog net die deksel oor en dan sê jy, nou beteken die bak niks met die wat die deksel gebreek het. Hoeveel keer gebeur dit dat die een deel nutteloos geword het as die ander deel? Nou wil ek so ietsie vertel wat met my gebeur het, met die wat ek so baie rondgaan tussen die Bybelskole. Is dit 'n geval van jy reis baie en die ou badsakkie gaan oral saam met jou. En ek kom hier by die huis na die Swaziland Bybelskool op 'n stadium en ek maak my sakkie oop en ek sien, hier's net 1/2 van die seebakkie. En ek besef nou, maar hierdie helfte van die seebakkie gaan my nou niks meer help nie. En ek gooi hom weg. Want hy help ons nou niks.
En net daarna kom ek by Pop en Davie en ek slaap altyd by hulle oor voordat ek uitvlieg. En Pop sê vir my, Andre, hier's die helfte van jou seebakkie wat jy die vorige keer hier by ons gelos het. En ek besef, maar ek het die ander een weggegooi, so op die ou einde sit ek nou met die seebakkie wat weggeraak het, sit ek nou weer met daai helfte. Maar die twee op hulle eie beteken eintlik vir ons niks nie. En dit is wat so belangrik is van Paasnaweek, is dat hierdie twee gebeure van donderdag aan die Paasete, Vrydagoggend die kruisiging en die begrafnis van Jesus, tot en met Sondagmôre sy opstanding, is 'n eenheid. As ons dit van mekaar losmaak, dan beteken die een niks nie. As ons dink aan Efesiërs 1, waar daar staan, God het sy voor die grondlegging van die wêreld sy verlossingsplan volledig in plek gestel. Dan is daardie verlossingsplan 'n eenheid. God het nie net Goeie Vrydag in gedagte gehad toe hy daardie verlossingsplan in plek gestel het nie, maar hy het geweet daar moet ook 'n Sondagmôre wees, die opstanding. So ek wil baie graag vanoggend eintlik half nog aansluit by Vrydag en by die laaste 3 kruiswoorde van Jesus stil staan. By al ons preke hierdie naweek het ons by van die kruiswoorde stil gestaan en dit dan deurvat om te sê, maar wat beteken dit dan vandag vir ons in die lig ook van die opstanding? Hierdie 3 kruiswoorde praat juis vir ons oor Jesus se menslikheid en die werk wat hy kom voltooi het. En dis die belangrike boodskap van vandag. Maar dit vertel ook vir ons van sy volmaakte vertroue wat hy homself oorgee in die Vader. En daar lê die fondament vir die opstanding. Hy begin daar in Johannes 19 vers 28, dan sê hy, ek is dors. Nou ek wil nie deur al die kruisgebeure gaan, Frits het dit gedoen en vir ons verduidelik wat het gebeur daardie Goeie Vrydag met die seer kry van Jesus, hoe daai liggaam eintlik, hulle sê jy daardie woorde wat Pilatus gesê het, aanskou die mens, het hy eintlik die Griekse woorde beteken, kyk hoe lyk hy. Kyk hoe lyk hy, jy kan hom amper nie eens meer herken as 'n mens nie. En nou hang hy aan 'n kruis, een van die wreedste dode wat daar is, want jy word stelselmatig versmoor jy. Jy kan net indink, daardie dringendheid, daardie behoefte, daardie dors wat hy gehad het. Ons sien hierso Jesus se menslikheid tot op sy diepste vlak. Onthou, ons het dit al baie vir mekaar gesê, die volmaakte verlosser moes waarlik mens wees, want dis die mens wat gesondig het, en 'n mens moes vir die mens kom betaal, so hy was waarlik mens, terwyl hy op aarde was. Daarom is hy uit 'n maagd gebore, daarom lees ons hier, dat hy uitroep aan die kruis, ek is dors. Maar hy moes ook waarlik God wees, en dit maak hierdie Paasgebeure eintlik soveel meer relevant, wat besef julle, dat hy waarlik God was, elke sekond, terwyl hy hier op aarde was. En hy kon 'n woord spreek, en legioene engele kon onmiddellik om hom laar getrek het. Maar hy doen dit nie. Hy kies hierdie pad. Ons sien sy menslikheid. God is nie 'n ver af God nie. Nee, hy is 'n God wat ook ly en seer kry en pyn het ter wille van jou en my. Hy voel pyn, hy ervaar dors. Hy ken menslike swakheid en die gebrokenheid van 'n menslike liggaam. Hierdie gebeure is ook die vervulling van dit wat in Psalm 69 vers 22 geskrywe is. Toe ek honger was, het hulle vir my gif aangebied. Toe ek dors was,
wou hulle my asyn laat drink. Selfs in sy lyding is God se plan besig om voltrek te word. Dis deel, dink aan Jesus se gebed, daar in Getsemane, Vader, as dit U wil is, laat hierdie beker verby my gaan, maar nie my wil nie, U wil. In sy lyding. Maar wat sê dit vandag vir jou en vir my? Dit sê vir ons ongelooflik baie, dit sê, Jesus verstaan jou pyn vandag. Hy weet wat dit is, jou swaar kry. Hy weet wat dit is om honger te kry en dors te kry. Hy weet jou pyn om 'n geliefde aan die dood af te staan. Hy daar by Lazarus se graf gehuil, want hy was baie lief vir hom gewees. Hy ken jou. En hy het begrip ook daarvoor. Daar's geen lyding wat vir hom vreemd is nie, glad nie. Hy het alles deurgemaak. God verstaan, Vader verstaan wat dit beteken om sy seun te sien sterf. En hy weet, ek het die mag om hom daar af te haal, maar hy kyk ander pad. Wat hy ons lief het. En dit is waar opstanding Sondag begin. By 'n God wat bereid was om volledig mens te word, ter wille van jou en my. Daar met sy geboorte alreeds, toe hy mens geword is, gebore uit die maagd Maria. Toe hy daar hang, ter wille van jou en my. En dan die tweede kruiswoord wat ons lees daar, of die tweede een van vandag, dis die 6de ene, Johannes 19 vers 30, daar die woorde, dit is volbring. Die Griekse woordjie, tetelestai, dit beteken, dit is klaar betaal. En ek 'n voorbeeld gebruik wat ons baie by die EE3 ook gebruik, dat wanneer jy die evangelie verduidelik om te sê, dit is soos, om dit te verstaan, sê nou maar net, jy het skuld gehad. En jy betaal daar die skuld baie swaar af elke maand en jy kan dit eintlik nie bekostig of reg kry. En dan kom jy een maand daar en jy betaal die bedrag en die persoon sê vir jou, meneer, dis nie meer nodig om te betaal nie. Hoekom? Ek skuld julle nog 'n klomp geld. En hy sê, nee, iemand anders was gister hier en het al jou skuld ombetaal. Jy skoon. Daar's geen skuld meer. Ek en jy het twee opsies. Daardie man kan sê, ek glo dit nie. En hy kan getrou elke maand nog steeds sy paaiement betaal, wat eintlik nêrens heen gaan nie, want die skuld is betaal. Of hy kan eenvoudig aanvaar dit wat gebeur het, en hy kan net dankie sê. En dit is wat ek en jy vandag op hierdie opstanding Sondag vir mekaar kan sê, daardie goeie Vrydag het Jesus klaar die prys betaal. Hy het volledig, die skuld is opbetaal. Kolossense 2 sê, hy het die skuldbewyse teen ons aan die kruis vasgespijker en dit tot niet gemaak. Dis verby. Vriende, ek het jou ook genoeg op jou hart kan druk vandag, as jy hierdie verlossing van Jesus Christus aanvaar het in jou lewe, dan wil ek vandag vir jou kom sê, jou skuld is betaal. Dit wat jy gedoen het, wat jy doen en wat jy nog gaan doen, daardie volle, al ons skuldbewyse, daai Griekse woordjie beteken letterlik alles, al die skuldbewyse teen ons
is aan die kruis vasgespijker en is tot niet gemaak. Ek en jy kan nou baie hard probeer om te sê, maar ek glo dit nie, en ek kan aangaan om te probeer God beïndruk, probeer my sekerheid verwerf deur goeie dinge te doen, maar dit is verniet. Of ons kan net op hierdie opstandingssondag aanvaar dit wat gebeur het, die prys is volledig betaal, sonde is oorwin. Die skuld is betaal, die pad na God is oopgemaak. Ons kan dit net aanvaar, ons kan dit net deur die kruis by God uitkom en dit ons eie maak. Jou skuld is betaal. Daarom skryf Paulus, is daar nou geen veroordeling meer vir hulle wat in Jesus Christus is nie. Jy hoef nie jou redding te verdien nie. Jy hoef nie jou skuld self te dra nie. In Christus is dit klaar. Ja, natuurlik sondig ons as kinders van die Here nog steeds. Paulus praat in Galasiërs 5 van die sondige natuur, wat nog steeds hier in ons lewe baie hard probeer om die ou werk van die duiwel voor te sit en ons weg te trek van die Here af. Maar dan sê hy, laat die Gees julle gedrag bepaal en nie die vlees, en julle sal die oorwinning behaal. Maar weet jy die belangrike, as ek en jy struikel, 1 Johannes 2 vers 1 sê, ek doen 'n beroep dat julle nie moet sonde doen nie, maar as een van julle sonde doen, onthou ons het Jesus. Vriende, onthou ons het Jesus as voorspraak by die Vader. Onthou die graf is leeg. Onthou hy het opgevaar na die hemel. Waar hy sit aan die regterhand van God, waar jou en my advokaat is. Vir ons intree, vir ons wanneer ons struikel, vir sy pa sê, Vader, onthou net, ek het vir daardie kind ook betaal. So sonde vertroebel die verhouding tussen ons en God. Maar dit vat nooit ons kindskap weg nie. En die oomblik wanneer ek my sonde bely as kind van die Here, word daar die verhouding tussen my en hom weer skoon, en kan hy weer glimlag oor my lewe, kan hy my weer seën. Maar sy bloed, sy DNA, bly in jou en my, elke oomblik. Ons bly sy kind. Dit is volbring, beteken, die prys is betaal. Ek en jy kan weet vandag, ons is op pad hemel toe. So wonderlik om daar buite aan die Trini se sterfbed ook te kon deel, toe sy daar klaar gesterf het, en om te kan sê, weet julle wat? Sy sit nou aan by 'n bruilofsmaaltyd van die Lam. Want dis wat hy beloof. As ons hier sterwe, kom haal hy ons en hy vat ons hemel toe, waar ons, sê Psalm 23, aansit by die bruilofsmaaltyd van die Lam. Waar hy ons ontvang soos 'n eregas. Is dit nie genade nie? Die opstanding is God se amen op Jesus se woorde. Dit is volbring. Die opstanding is waar God dit kom voltooi het. Dit kom klaar maak het wat hy beloof het in Efesiërs 1, sy verlossingsplan. Want daar met die opstanding, kom sê dit vir ons, ons daar is nie net betaal vir ons sonde nie, nee,
Die sonde is ook oorwin. Die dood is oorwin, en soos wat Jesus opgestaan het as eersteling wat opgestaan het, so sal ek en jy ook opstaan die dag wanneer ons sterwe. Daar's nie iewers 'n tussenin nie. Wanneer ons sterwe, kom haal hy ons en vat hy ons na hom toe. Dan kom hy met die laaste kruiswoord en hy sê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Lukas 23. Hier sien ons Jesus se volmaakte vertroue. Hy sterf nie, en luister mooi, hy sterf nie in wanhoop nie. Hy sterf in oorgawe. Ek het al een keer daarna verwys, in die hospitaal het hulle my een keer uitgeroep na iemand wat van 'n ander dorp af is, en wat besig was om te sterwe, en die familie is radeloos, en hulle ken niemand hier in Newcastle, en die hospitaal bel my en vra, kan ek jou asseblief gou hospitaal toe kom? En toe ek daar kom, en hierdie man besig is om te worstel, hy kon net nie rustig word nie. Hy was in 'n koma, maar hy het gestoei met alles wat om hom is en hom vas het, en ek het vir hom 'n gebed gedoen, maar hy het nog steeds so geworstel, en toe sterwe hy, toe ek saam met die gesin uitstap, wagkamer toe sê sy vrou vir my in trane, toe sê sy, Dominee, ek weet wat het daar binne gebeur, want hy was 'n ateïs. Ons as gesin het hoeveel keer met hom gesmeek, om vir hom vertel van Jesus en van sy liefde, maar hy wou dit nooit aanvaar nie. So wanneer jy as sonder Christus sterwe, dan sterf jy in wanhoop. Jy weet, jy het die grootste fout in jou lewe gemaak. Daar's een keuse wat jou ewigheid bepaal, en dis die keuse oor Jesus. Of jy sterf in wanhoop, of jy sterf met die vrede van God, in oorgawe. Wanneer kan ek dit doen? Wanneer kan ek in oorgawe sterwe? Wanneer ek weet dat ek aan Jesus behoort. Wanneer ek weet as hy my kom haal, as ek by hom. My pa se laaste woorde op sy sterfbed was gewees, en onthou hy was 'n boer, so hy ken 'n hek. Hy het gesê, nou wanneer maak hulle daar die hek oop? En ek sal dit nooit vergeet, hy was reg, hy het gewag dat hierdie hek oopmaak, dat hy kan ingaan en by sy Vader kan wees. Dis om met vrede te sterf, want toe hy sy asem uitblaas, was daar so ongelooflik stuk vrede net oor hom. As jy nou moes sterf, gaan jy in wanhoop sterf? Of gaan jy in oorgawe sterf? Die grootste geskenk, die grootste erfporsie wat jy vir jou kinders kan gee, is nie geld nie, is nie besittings nie. Jy hoef hulle niks daarvan te gee nie, want hulle het nie daarvoor gewerk nie, dis joune. Maar die grootste erfporsie wat jy vir jou kinders kan gee, is die wete dat pa of ma of my seun of my kind in oorgawe sterf. Dat hulle kan weet, wanneer daai asem uitgeblaas word, dat hulle by Jesus is. Wat 'n stuk genade. Ware geloof is om jou lewe in God se hande te plaas,
selfs wanneer jy dit nie verstaan nie, selfs wanneer dit donker is om jou. Opstanding Sondag herinner ons juis dan vandag wat in God se hande is. Luister mooi, wat in God se hande is, bly nie in die dood nie. Ons sal saam met Jesus opstaan. Van die kruis na die leë graf, van die dood na die lewe. Hy het opgestaan sodat ons kan lewe. Toe hy daar gesterf het, het die ou duiwel gedink, hy het oorwin, want hy die Seun van God doodgemaak. Maar die dood kon hom nie hou nie, en hy het opgestaan op die 3de dag, en hy leef. En die opstanding voltooi daardie prentjie, daardie opdrag van Jesus vir ons. Die graf is leeg. In u hande kan ek en jy ook vandag ons lewe kom plaas in God se hande. Die dood is oorwin. Die lewe het gewen. Met baie respek gesê, die 2 helftes van daardie seebakkie het by mekaar kom pas. En is volledig. Dis genade. Dis die boodskap van die opstanding. Jou pyn is nie die einde nie. Jou sonde is nie die einde nie. Jou dood is nie die einde nie. Want Jesus het gesê, dit is volbring. En Jesus het daardie Sondagmôre kom sê, hy is nie hier nie, hy het opgestaan. Wow. Hy leef. En dis waarmee ek en jy mekaar kan bemoedig en kan groet en vir mekaar kan sê in die diepste seer, maar ook kan sê, onthou, hy leef. Dalk het jy al iemand aan die dood afgestaan. En kan jy vandag met sekerheid weet, hy of sy leef. Maar die pragtige lied, ek weet verseker, dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar nou is ek gevind. Ek behoort aan hom, en ons kan leef in hom. Ek wil vir die dansers vra om vir ons af te sluit met hulle danslied, wat juis vir ons kom sê van God se genade, wat eintlik vir my hierdie hele naweek so saamvat, ook in die lied wat hulle ook gaan dans. Kom ons gee vir hulle dans.
Was blind, but now I see. God's grace, that's what my heart to feel, and grace my fears relieve. How precious gift that grace appeared the hour I first believed. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Backwards, beyond, far could be Dierbare Vader, dankie dat ook in hierdie lied ons elkeen ons eie naam kan sit. As ons sing verlore seun, wegloop kind, weer in die Vaderhuis, dat elkeen van ons vandag kan weet, ons is tuis. So seker as wat ons leef, so seker kan ons weet dat na ons sterf, ons by U sal wees. Die prys is volop betaal. U ken ons eie menslikheid en ons worsteling, maar die wete staan vas. Dit is volbring.
Ons kan nie anders as om ook vanoggend net te sê, Vader, in U hande gee ons onsself oor. Ons wil sterf met oorgawe. Dankie vir die voorreg daarvan. Amen. Kom ons sluit af en met die oorwinningslied en